ek praat vanoggend oor hierdie fees, wat ons niks van lees in Jona nie, maar wat ons weet is daar, en daar's 'n fees. As daar mense tot bekering kom, as mense God aanneem, as mense Jesus Christus aanneem as hulle verlosser, leer die skrif, dan staan 'n fees. Dan staan 'n fees. En ek en jy moet saam met die Here bly. As die engele bly is saam met die Here oor iemand wat tot bekering kom, dan moet ek en jy ook bly wees. Stem jy saam? Want dis die koninkryk van God wen en dit moet my opgewonde maak. Dit moet my bly maak. En vanoggend wil ek stil staan op Jona wat nie wil deelneem aan die Here se fees nie. Wat nie wil bly wees waar die Here bly is nie en wil 4 vrae uit Jona uithaal en ek wil dit vir my en jou vra. So, maar ek wil nie oor Jona per se praat nie, want Jona vra ons die vraag aan my en jou. Is jy reg daarvoor? So, okay, die van julle wat skryf, vraag nommer 1 wat ons vanoggend moet antwoord uit Jona se lewe is, waarvoor het ek rede? Waarvoor het ek rede vanoggend? Wat is my rede? Wat is my rede? In Jona 4 vers 4, lees ons die Here vra vir Jona. Het jy rede om kwaad te wees? Het jy rede om te voel soos wat jy voel? Het jy rede om op te tree soos wat jy optree? Die dinge wat ek nou aanvang in my lewe, het ek regtig rede daarvoor? Het ek regtig rede daarvoor? Sien, in die Nuwe Testament leer ons dat Christus het ons gekoop. Ek behoort nou aan hom. Ek bepaal nie meer wat in my lewe gebeur nie. Christus doen. Hy gee die deurslag. Dan, wanneer ek die vraag vra, het ek rede vir enigiets? Dan sê die enigste rede wat ek het, die enigste ding wat ek voorrede het, is om voor Jesus te lewe. Dis al wat ek het. Ek kan net vir hom lewe. Nou, ons lees Jona het uitgegaan uit die stad uit, en dis 'n baie mismoedige storie, want Jona kies 'n baie moeilike pad. Hy kies die pad wat die Here nie vir hom wil hê nie. Hy kies 'n pad om uit te gaan en in die son te gaan sit en om sy kans te vat om dood te gaan. En dis wat hy kies. Het Jona 'n rede om kwaad te wees? Ek dink nie so nie. En baie keer bevind ek my in 'n plek in my lewe dat ek is waar ek is omdat ek kies om daar te wees. Jona is buite. Hy sit homself op risiko. Hy sit homself op risiko omdat hy ontevrede is met die Here. Ouens, my en jou ontevredenheid kan niks goed uitbring nie. Niks nie. As ek die heeltyd met 'n swaarmoedigheid lewe en kwaad is vir almal en kwaad is vir die wêreld en altyd die negatiewe raak sien, dan posisioneer ek myself buite wat die Here vir my wil hê. Dis waar Jona is. Wat is my rede? Waarvoor het ek 'n rede? Wat voer ek aan is die rede hoekom ek is waar ek is. Ek dink wat Jona moes doen is hy moes eintlik mooi gaan dink het oor die Here. Hy moes gaan stil sit het. Ek en jy die woord van die Here en gaan sê, maar hoorie, dis hoe ek voel. Maar wat sê die woord? Wat sê die Here Jesus oor my lewe? Wat verwag die Here van my? Kom ons kyk 'n bietjie waar kom ek vandaan? Waar die Here my gaan uithaal? Ek besef net keer op keer. Julle, kom ek sê vir julle reguit. Hierdie persoon wat hier voor julle staan, is 'n niks as dit nie vir Jesus is nie. En as ek daai ding klik, dat alles wat goed is in my lewe is Jesus. Alles wat goed is in my lewe is Jesus. Want self sou ek nie tot op hierdie punt kon kom nie. Kan iemand net amen sê van jou eie lewe daar? Okay? En as Jona daai ding geklik het om te sê, hoorie, dis die Here. Hy het my aangestel as 'n profeet. Hy het my getrou gehou. Hy het my genade op genade gewys het, sou hy nie daar gesit het nie. Dan sou hy binne in Ninive gewees het. Hy sou deel gewees het van die fees. Hy moes net dit oorweeg het. Nou, kan ek julle ietsie interessant vertel? Nou wat ek julle nou vertel, moet jy nou nie met 'n knippie sout vat nie, jy moet dit met 'n sak sout vat. Okay. Hierdie is 'n foto van Jona se graf. Hierdie foto is geneem na 2014, as julle wonder. Hierdie foto is buite Mosul in Irak, nê? Nee? En volgens oorlewering is dit waar Jona begrawe is. Het julle dit geweet? Jy kan dit gaan besoek. Ek hoop hulle het nou reggemaak. Hierdie is na die aanval. ISIS het dit vernietig. So dit wat jy sien, daar's nie blare nie, dis sinkplaatdakke wat deur 'n bom vernietig is. Sien julle dit nou? So dis sy graf, dis waar hy is. En as jy nou kyk, hier sy graf. Dis 3.1 kilos van die ruïnes van Ninive. Interessant, né? Nee? Interessant. Nou ek kan nie staaf dat dit feite is nie, maar dit is my interessant dat Jona waarskynlik miskien dood is buite Ninive. Ons weet nie wanneer hy dood is nie, is nie opgeteken. Ons het nie hierdie goed as feite nie, maar volgens oorlewering is dit waar hy is. Nou wil ek jou volgende vra, nê? Verbeel jouself net vir Jona sê 2 keer, ek gaan sterf hierso.
ek gaan sterf nie. Ek sê nie hy het daar gesterf nie, maar dit kon net sowel wees. Hy gaan uit, hy gaan sit op die kopbal buitekant en hy wag om dood te gaan. Hy sal liewer doodgaan as om saam met die Here bly te wees. Hy sal liewer doodgaan buite in die woestyn as om bly te wees waar die Here bly is. En hierdie vraag moet ek myself vra, is ek besig om dit te doen? Is ek besig om myself te posisioneer om geestelik dood te gaan omdat ek weier om saam met die Here bly te wees? Is dit rede genoeg? Is dit rede genoeg om te sterf? Daar's 'n fees saam met Jesus. Sien julle waarna gaan ek die hele tyd terug? Daar's 'n fees. En ek het 'n besluit geneem. Ek wil nie buite doodgaan nie. Ek wil deel wees van die fees. En ek wil jou vanoggend kom uitnooi om te sê in jou hart, neem 'n besluit om te sê ek wil deel wees van die Here se fees. Want jy kan. Hy wil hê jy moet bly wees. Hy wil hê jy moet met 'n fees lewe. Gaan alles reg gebeur in jou lewe? Nee. Dis nie waarvoor die Here ons roep nie. Maar as my oë op die Here Jesus is, dan kan ek bly wees oor die dinge waaroor hy bly is. Ek kan opgewonde wees oor die dinge en ek kan myself rad om nie soos Jona buitekant te sit nie. So, my hart behoort aan die Here, my oë is op die Here Jesus en kan ek gou hierdie ding sê? Ek wil nou sê read the fine print. Ek het nie geweet dit gaan so klein wees nie. Maar hier is die ding wat ek en jy vanoggend vir mekaar moet sê is, ek moet bly raak waar Jesus bly is. So waarvoor het ek rede? Dit was vraag nommer 1. Kom ons gaan na vraag nommer 2 toe. Vraag nommer 2 is, waarteen skop ek vas in my lewe? Waarteen skop ek vas in my lewe? Jona 4:5 lees ons, Jona toe uit die stad uit, wil die Here vra vir hom, het jy rede om kwaad te wees? Het jy, wat doen hy? Hy gaan uit. As jy die teks daar lees, hy doen nie eers die moeite om die Here te antwoord nie, hy loop net. Amper asof hy homself gewip het. Nou loop hy uit. Jona toe uit die stad uit en hy het oos van die stad gaan sit en hy het vir hom 'n skerm gebou. Hy het daaronder in die skaduwee gaan sit om te sien wat met die stad gebeur. Nou ons is nie duidelik seker wat presies bedoel het om te sien wat met die stad gebeur het nie, maar baie duidelik is dit gelaai. Gehoop. Ja, ooit gehoop teëspoed tref iemand anders? Jy sal dit nie sê nie, maar weet dit sal help as 'n bietjie, dit gaan net te goed met daai ou, né? Weet, ek wens hy kan 'n bietjie teëspoed kry dat hy kan voel hoe voel ek. Dis wat Jona hoop. Hy hoop die Here straf hulle. Hy gaan sit buite en sê, "Wel, kom ons kyk nou. Dalk sien die Here my slegte hart raak en dalk straf hy hulle as gevolg van my slegte hart." En so posisioneer hy homself buite. So Jona skop vas en jy moet nou verstaan, hierdie ding is lankal nie meer tussen Jona en Ninive nie. In die begin van Ninive kon ons nou verstaan het. Dit was 'n wrede volk. Dit was 'n volk wat Kenneth het vir ons in detail vertel wat hierdie mense aangevang het. En Jona gesê, "Here, ek wil niks met hierdie mense te doen hê nie. Ek gaan vlug. U kan met hulle afreken op die terme. Ek wil niks daarmee te doen hê nie." Maar nou gaan dit nie meer oor Ninive en Jona nie. Hierdie gaan nou tussen God en Jona. Jona is nou kwaad vir die Here. En hy skop teen die prikkels. En nou wat hy doen is, hy skop teen God vas en hy bou vir hom 'n skerm. En weet julle wat doen hy hiermee? Is hy rig hom in om buite God se wil te bly. Hy rig hom in. En hierdie is 'n ding wat baie van ons maklik kan doen. Ek is net af. Ek is net af van die Here se wil. Ek is nie verlore nie, maar ek is net af. En daar rig ek my in. Daar bou ek vir my skerm. Daar gaan ek nou sit en ek gaan daar wag totdat die Here nou doen wat hy wil doen. So ek wil nie deel wees van wat die Here doen nie, maar ek wil naby genoeg wees om te sien wat hy gaan doen. So ek wil nie bly wees saam met die Here nie. Ek is kwaad vir hom en ek wil nie sy wil doen nie, want dit wat hy wil doen, wil ek nie doen nie. So wat ek doen is, ek bou vir my skerm en ek sit net buite om dop te hou wat die Here doen. En so skop ek vas teen wat die Here doen. En ek moet myself vra, is daar goeders in my lewe wat ek besig is om vas te skop teen? Wat die Here eintlik vir my verwag, hy wil dit hê in my lewe. Hy wil my roep, hy wil my deel maak van die fees. Maar ek skop teen die Here vas. Hierdie is 'n vraag wat ek my moet vra, want weet jy wat, dit gaan my altyd kos. Dit het Jona gekos. Dit gaan my kos, dit gaan my familie kos. Dit gaan my op elke area, dit gaan my geestelik kos as ek teen hom vaskop. En dis die vraag wat ek wil vra. Is dit die plek waar ek wil doodgaan? Wil ek op hierdie heuwel doodgaan? Is dit die plek waar ek sê, "Oké, Here, ek gaan so vaskop teen U dat ek is okay om hier dood te gaan. Al gaan ek dan geestelik dood." Nou julle, daai prentjie, Jona is nie dood daar nie, hoor. Maar hy lyk baie dood. Baie keer gebeur dit so, ek's op 'n plek wat ek besig is om te skroei. Ek is besig om geestelik dood te gaan en nou sê ek, die Here is besig om my te straf.
En dis nie die Here wat my besig is om my te straf nie, is ek wat my buite die Here se wil gaan posisioneer het. En myself gaan inrig het daar. En ek betaal 'n prys daarvoor. En die Here wil dit nie hê nie. En daarom, ek wil volgens by jou kom vra, as jy besig is om vas te skop teen die Here se planne, jy weet wat dit is, jy wil dit nie doen nie, dan betaal jy 'n duur prys daarvoor. Dit is nooit die moeite werd nie. Kyk, bring ons by ons derde vraag, wat ons vanoggend uit Jonas se lewe wil vra is, uit hierdie laaste gedeelte, is wat is ek besig om mis te kyk? Kyk hoe mooi werk die Here met Jona. Kyk hoe mooi werk die Here met Jona. En die Here werk mooi met ons ook. Jona 4 vers 6. Toe laat die Here 'n komkommerplant opkom en dit boor Jona gerang om skaduwee te gee vir hom, vir sy kop en om hom van sy misnoë te bevry. Jona was baie bly. Kan iemand net sê baie bly? Jona was baie bly oor hierdie komkommerplant. Nou oké. Ek kan nou net dink, hier sit Jona, hy sit onder hierdie skerm. Wie van julle is kampers? Wie van julle is kampers? Ek gaan sien waar is al die kampers hier. Nou, ek weet nie of ek die ding verkeerd opsom nie, maar ek kan my gazebo opslaan. Maar jy bak daaronder. Maar as jy onder 'n boom sit, dis asof die boom lig deurlaat. Dis altyd koeler onder 'n boom as onder jou eie gazebo. Is dit so of is dit my verbeelding? So, ek het na Jona gekyk en ek het presies verstaan wat daar aangaan. Is dat hy sit onder sy eie mensgemaakte skuiling, maar jy bak daar, jy's besig om te dehydreer, maar as daar plante is, dan is dit asof dit ligter en koeler is. So, hy is nou baie bly oor hierdie komkommerplant. Nou, kom ons praat eers oor hierdie komkommerplant, want jou vertaling sê komkommerplant en ek weet as jy soos ek is, dan dink jy, "Hey, dis lekker, nou kan ek komkommers eet terwyl ek daar sit en die show dop hou." En die ander vertaling sê nie komkommerplant nie en al wat ons weet is die Hebreëus is dis 'n kikajon. 'n Kikajon. Weet julle wat 'n kikajon? Weet julle wat 'n kikajon? Weet julle nie wat 'n kikajon nie? 'n Kikajon is net 'n plant met groot blare. Dis maar al. So ons weet nie of dit 'n komkommerplant is nie, maar ek het toe gaan kyk 'n komkommerplant het toevallig breë blare. Maar ons weet nie wat se plant dit was nie. Was dit 'n kikajon? 'n Kikajon is 'n algemene term vir plante met breë blare wat vinnig opkom. Maar komkommerplante verstaan ek is eenjarig. Nou praat ek met julle oor groente. Maar 'n kikajon is gewoonlik meerjarig. Maar omdat die woestyn so warm is, maak hulle dit gewoonlik nie die somer nie. So hierdie alles is 'n wonderwerk. Die feit dat hierdie plant so vinnig in die somer opkom, waar dit nie hulle reenseisoen is nie. Hier kom hierdie plant op in die droogte en dit moet vir Jona sê, dis die Here. Dis die Here wat vir hom hierdie guns wys. Maar die Here wys vir hom guns op hierdie manier met 'n ander rede. Jona 4 vers 6, Jona was? Sal jy baie bly wees? Ja. En die Here wys weer eens vir Jona genade, nê? Hy roep hom weer eens op tot bekering. Hy wys vir hom, Jona, jy sit nou buitekant. Ek het nie van jou vergeet nie. Die partytjie is daar binnekant. Waar is die pa? Hy's buite met die ouer seun besig om te praat. Hy's besig met die buite by die ouer seun. Hier dieselfde. Die partytjie is in Ninive. Almal is bly oor Ninive. 120,000. Hier staan Jona buitekant. En nou moet die Here hierdie man tot bekering lei. So waarom doen die Here dit? Ek wil net die parallel wys. Hoekom gee die Here vir Jona 'n komkommerplant? Want die Here wys eintlik vir iets vir Jona tussen die lyne. Jona was baie bly. Jona was baie bly oor die plant. Die Here was bly oor Ninive. Maar Jona was nie bly oor die Here nie. Jona wou die genade gehad het. Hy wou die voordeel gehad het. Hy wou alles gehad het wat dit bied om aan die Here te behoort. Maar hy wou nie deel wees daarvan nie. En dis die vraag wat ek my moet vra hier, want sien, hier is Jona en toe stuur die Here 'n wurm. Want hierdie was nie 'n permanente ding wat die Here wou nie gehad het hy moet daar in daai posisie daar buite bly nie. Die Here wil vir hom eintlik, die Here skep hom, hy laat hom beter voel en dan breek hy dit af want hy roep hom eintlik terug. Hier is nie die plek waar ek jou wil hê nie. Ek wil nie hê jy moet hier buite sit nie. Ek wil nie hê nie. Dis hoekom hy gee vir hom die plan, maar hy stuur die wurm die volgende oggend en hy stuur hierdie sterk warm oostewind om vir Jona te skroei. Hoekom? Sodat hy nie daar moet bly nie. Nou oké. Ons weet Jona het homself daar geplaas. Hy's nie daar omdat die Here hom daar geplaas het nie. En ek moet myself vra, is ek besig om in my lewe onder 'n verdroogde komkommerplant te sit? En nog steeds die Here te verkwalik daarvoor. Want die Here roep my binne toe na die fees toe. Die Here roep hom terug. En ek moet my vra, is ek besig om iets mis te kyk in my lewe? Is ek besig om die Here se plan mis te kyk in my lewe? En dit bring my by die laaste vraag. En dis die diep vraag. En ek gaan nou in hierdie laaste punt 'n klomp vrae vra wat ek wil hê ek moet
toelaat net om my hart te ondersoek. Kan ek dit doen met julle? Is dit reg? So die vraag wat ek wil vra is, wat sê die Here vandag vir my? Ek glo nie Jona is toevallig opgeskryf nie. Ek dink ons kerkvaders het dit met goeie rede opgeneem. Dit was in die Bybel soos wat ons dit vandag het om vir ons te leer. 4 vers 9. Toe vra die Here vir Jona, het jy rede om kwaad te wees oor die komkommerplant? En Jona antwoord, ek het rede genoeg. Ek is besig om dood te gaan. So ek moet 'n bietjie dink oor my lewe. Waar is ek nou? Wat is ek besig om te doen in my lewe? Wat is besig om my te gebeur? Ek moet 'n bietjie oplet daarna, want ek kan doelbewus dit miskyk, maar die Here is besig om met my te werk. Hy is besig om met my te praat. Ek dink die belangrike vraag nou is, waar staan ek in dit alles met Jesus? Of karring ek maar net voort en beer ek maar net vorentoe? Wat is Jesus besig om in my lewe te doen? Waar is ek? Wat is om my? Wat probeer die Here nou vanoggend vir my sê? Wat ek dalk nie my ore oop vermaak om te luister nie. So hier is die groot vraag. Is ek besig om die feesmaal te mis wat die Here sê? In Openbaring 3 vers 20 staan die Here buite. En Jona is Jona buite. Maak nou nie saak wie buite is nie, maar is ek besig om die feesmaal met Jesus te mis, omdat my hart is. Die Here roep my vanoggend om deel te wees van die feesmaal. Hy wil bly wees. Hy wil 'n lewendige verhouding met my hê. En ek moet vra, wat is hierdie ding wat ek kan vashou? Wat is my skuiling wat ek gebou het? Wat maak dat ek iewers sit, my ingerig het? Nie verlore nie, maar net af van waar die Here my wil hê.